Hallo my liewe boetie en sussie in Christus. Het is lekker om weer rondom God se woord te kuier hierso by Kiara Lodge in Clarence. My naam is Sonja Gerber. Ons gaan so 'n bietjie vandag gesels oor wonders. Gelowiges leef van verwondering. Hulle sien God se bemoeienis ook met Israel raak, wat vertel van sy genade en sy groot liefde vir hulle. Hulle sien die grootheid van God se krag ook in die natuur skoon. Hulle beleef sy liefde en sorg in hulle lewe, sy bemoeienis om hulle te bemoedig en te versterk. Die lewe is vir hulle vol wonders wat heenwys na God. En die grootste wonder is dat hy ons red en ons lei. Wat hy vir ons doen, vervul ons met ontzag vir hom. Halleluja. Kom ons lees 'n paar verse uit God se woord uit oor die wonders wat God nie net in Israel se lewe nie, maar ook in die kinders van die Here se lewens doen. Ons lees eers hierso Eksodus 3 vanaf vers 16 tot 22. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek, na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, Amoriete, Feresiete, die Jewiete, die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Skus tog. En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan. En julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan tog nou 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here onsse God offer. Maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek in Egipte met al sy wonders tuister, wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. En ek sal hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. As julle dan trek, moet julle ook nie met leë hande trek nie. Maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef silwer en goue voorwerpe en klere eis, en julle moet dit op julle seuns en julle dogters sit en so Egipte land berowe. Die volgende gedeelte, wat vir my 'n absolute fantastiese groot wonder was, is in Markus 15 of 16 hier vanaf vers 1, ekskuus. Markus 16 definitief vanaf vers 1 tot 8. Dis die opstanding van Jesus. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, het hulle by die graf aangekom en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen wegrol? Want dit was 'n baie groot steen. En toe hulle opkyk, sien hulle daar, die steen is weggerol. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan, halleluja. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uit moet gaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos wat hy vir julle gesê het, halleluja. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Die laaste gedeelte, Lukas 7 vers 20 tot 23. En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, u is die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en van bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan en vertel vir Johannes, wat julle sien en hoor. Blinde sien weer, krepeles loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat nie aan my aanstoot neem nie. Halleluja, tot sover. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons U woord gegee het, wonders en tekens gedoen het. Here, sodat ons ook net elke dag bemoedig kan word wanneer ons dit lees met die wete dat sonder U
is ons verlore. Sonder U sal daar wonders en tekens net nie wees nie. Watter mens kan kom en 'n ander gesond maak met die spreek van 'n woord? Ja, Here, U gebruik ons en U werk deur ons. Soms is ons genoodsaak om 'n profeet te wees, ander kere lê ons mense hande op, maar niks kan ons doen nie. Ja, alles gebeur deur U krag en deur U mag. Ons wil net vir U sê dankie. Dankie, Here, dat U vandag nog wonders en tekens doen in mense se lewens. As 'n mens net kyk hoeveel mense U nog nie dien nie, wanneer hulle die evangelie hoor, die ware boodskap van verlossing, dan draai hulle lewe om. Hulle gee hulle hart en lewe vir U. Hulle kom tot bekering. Dit is 'n wonder op sigself. Here, baie dankie dat U nou nog in hierdie dag en tyd waarin ons lewe, waar daar soveel boosheid is, dat U nog mense aanraak en hulle siele red. Here, U is 'n wonderbare God en ons wil U net loof en prys en eer. Aan U alleen kom toe lof, eer en aanbidding. Halleluja. Amen.